Welkom by nog 'n episode van Betty Bangles en die Dossers. Ek en my dossers het hard geskaaf om te sorg dat hulle die dossers word wat hulle nog altyd wou wees. Van harities, grimering, komedie en om daai lippe van hulle te laat beweeg. Die week is Oud Meneer Suid-Afrika reg met 'n laaste bietjie raad voor ons die pad na die Pink Glory Fees in Nyasna aanpak. Jy weet wat jy weet en als wat jy weet is 'n wonder. Jy weet wat jy doen, elke uur, 'n minuut en sekonde. Jy is 'n storm in 'n teacup, handig met 'n vat, lap chocolates in jou boek, rap haarspray in jou handsak, but take it off, jy lekker lap, en put jou man in opera, al noem hulle jou nog wat lap, jy's 'n storm in 'n teacup. Armand, ek weet jy is baie besig, maar ek so bly jy is hierso om Dankie, bietjie Bernard. contestants te skaaf en hulle bietjie te train in competition en Ek moet ek nogal opgewonde om die deelnemers te ontmoet en bietjie vir hulle my advies te deel wat ek by meneer Suid-Afrika ondervind het en ook by meneer Wêreld. Hallo Renier. Hallo, Bernard. Elke keer wat ek rondom Betty of Bernard is, voel ek, okay, jy moet nou impress vir die eindresultaat by die Pink Glory. So ja, die pressure was toch al hoog geweest. Hi Bernard. So vertel ons bietjie meer oor jouself. Ek is 19 jaar oud, so ek is die baba van hierdie show. Ek is 25, ek is van Springs af in die Oosrand. Wonderlike plek. Ek is gebore in Pretoria. Ek was op skool. En Ons het dit nooit gesê nie. ja, baie mense sê dit vir my, so ek wil dit net duidelik maak. Ek's glad nie, soos hulle sal sê, 'n pageant queenie. glad nie. Ek hoop nie daar word na my verwys as 'n pageant queen nie. Hoekom het jy besluit om dan so 'n groot stap te neem om in 'n groot kompetisie deel te neem? Eerlikwaar, want dit was tyd. My lewe gaan nie vir ewig vir my wag nie. So dis nou of nooit. Okay. So jy waag so 'n bietjie. Ja. As jy iets uit jou verlede uit kan verander, wat sal dit wees en hoekom? Ek het min deelgeneem aan sport op skool, want ek het daai idee gehad van Moffie speel nie rugby nie. So ek was altyd bang geweest dat ek gaan die goeie span maak. En dan vind mense uit dat ek is gay. Dit was altyd waar ek gestop het. En ek het obviously geweet ek is gay, al van standaard 2 af. Mama. En obviously na skool vertel jy vir baie mense ek het 'n knieoperasie gehad of my skouer is uitgehak of sulke goed. Die dokter het gesê geen kontaksport nie, ballet is die beste. En as ek nou terugdink daaraan en dink ek dis die stupidste ding. Ek wens daar was iemand wat dit vir my kon sê, gaan aan. Dit maak nie saak wie of wat jy is nie. Jy kan jou volle potensiaal bereik. So wat 'n verskil sal jy daardeur wil maak as jy sou wen? Ek sal baie graag wil opstaan vir die gay jeug, veral 18 en jonger ook. Ek weet wat dit is om dit deur te maak en ek weet ek's nie die enigste mens op aarde nie. Daai jonger kinders voel nog steeds dit verkeerd en op hoërskool word hulle geboelie as gevolg van dit. Hulle voel hulle is alleen, hulle voel hulle het nie 'n kans in die lewe nie. Om deur 'n gang te stap en jy weet te hoor, hol het in die muur en hier is hier, jy weet. Ek het al baie vriende verloor en goeie mense verloor in my lewe as gevolg van dit ook. En vir baie lank het ek myself gehaat. Ek sal 'n stem wees vir elke liewe kind daar buite wat suffer in skool en die skool doen niks aan nie. Totdat ek 'n hele paar mense in my lewe ontmoet het wat dit verander het en my keuse verander het en ek het besluit dat ek is gay en ek's fabulous. Ek dink met jare om te kom gaan Renier definitief iemand wees in die industrie wat baie bekend gaan wees en wat almal gaan onthou. wie in die LGBTI community is vir jou 'n rolmodel? Dit gaan seker 'n baie cliché klink, maar RuPaul en dan ook jy is een van my grootste rolmodelle. Ja, en ja, soos baie van die goed wat jy al deur is, het ek self deur gegaan. As jy sê dinge wat ek deur is, waarna verwys jy? Okay, wel jou battles with addiction en dit. Ek het self deur dit gegaan. Okay. Baie goed verloor deur dit. Ja. Jy moet eers alles verloor voor jy gaan besef, okay, en dan bou jy weer van daar. Dis die belangrikste is om as jy alles verloor, Ja. is om op te staan en aan te gaan en jouself weer op te bou en nie Precies. daaronder te bly nie. En kudos as jy dit gedoen het. As jy 'n towerstok het, wat sal jy daarmee doen en hoekom? Towerstok, Armand. Towerstok, wat ook al. Ek moet sê wat vir my uitstaan met hom is sy persoonlikheid. Ek sal baie graag
wil hoor wat al aan so 'n kompetisie was. Met so iets wat wou gedoen het. Okay, vir my is dit baie maklik. World Peace. Nee, ek dink ek sal eerder antwoord. Die skynende klere sal oulik wees. Wat het ek nie nodig om van jou te weet nie? Ek sou sê toe ek klein was, het ek voor my graad 1 meneer se klaskamer gepoef. Ja. Ja, jy's reg, ek hoef dit nie te weet nie. Ek ook nie. Maar ek moet ook sê daar's soveel erge dinge wat ek kon sê. Ek dink jy's in die regte rigting. So gaan oefen aan jou conference, gaan staan voor die spieël en oefen vra. Hy sukkel om sy stres te hanteer. Ek dink dit mag dalk nie die oorhand van hom kry in die kompetisie. Niks wat 'n shot tequila nie kan fix nie. Dis hy. Onthou dan gaan jy makliker val. Kom girls. Kom. Wat wil julle tyd? Jy voel lang uit. En jy skyn in my oë. Go, klim. Hallo. Nou stop nie. Jy's betuig. Dis amper my moeder afgeval, maar hier. Dis of jy of die tas. Gee voel. Dis nie vashou. Jy voel is in my gesig. Kom met ons gaan. Is jy reg? Ja. Nice try. Kom ons. Dis die safety belts nie. Fine, ek sê jy vashou. Aan my baadjie. Dis stardom en 'n deacon. Dis stardom en 'n deacon. Dit is elke jaar vir my so lekker om terug te wees in Knysna vir die Pink Glory fees en veral die jaar omdat ek my 3 fopdossers saamgebring het. Maar ek weet nie hoeveel tyd ek gaan hê om saam met hulle te wees en hulle voor te berei vir die kompetisie nie, want ons het elke jaar die Wickstock Festival wat ons doen. Ja, ons het elke dag 'n show saam met 4 fabulous ander queens: Olivia May, Shanae Churchill, Victoria Styles, NJ Jones. Ek het nog altyd gedink die hele fees is 'n dragfees. En snaaks genoeg was ons die enigste 3 wat in karakter was. En toe kom SABC nuus en vra hulle wil asseblief onderhoude doen. Nies vir ons, Dalsie Nies. My name is Rebel Child Riri Rouge and I'm from Pretoria. Ek dink dit was 'n groot baanbreker geweest vir die 3 van ons wat nog nooit by Pink Glory as drag queens was nie. Ons is almal deel van die Miss Gay Mardi Gras kompetisie en ons sal maar sien wie wen. Baie opgewonde om hier te wees. Ek is hier om te wen. Ek het nie duidelik gemaak het in die eerste episode van die Betty Bangles show nie. Was nogals iets om opinies te wees. Mense wou my nou nog. Selfs in Johannesburg waar ek nou is daar steeds mense, veral in die Afrikaanse gemeenskap, wat nie lekker weet wat dit is om gay te wees nie, wat dit is om 'n drag queen te wees. Dit is 'n kunsvorm en dit is presies waarom ek hierdie ook doen. My ouma het dit natuurlik gesien. Sy het my erken aan die lang blonde pruik. So ek hoop dat my pruik was mooier as om Rian se gewees op die 7 uur nuus. Ons is die middag na Villa Castellini toe, waar daar 'n modeparade was deur Pieter Bondisio. Pieter Bondisio se fashion show was baie mooi geweest. Die rokke was amazing. Ek dink nie Jacolani sal in een van hulle inpas nie. Miskien as ons 2 van hulle aan mekaar werk. Die modelle, meisies, relax. Vat dit van iemand af wat stres, relax. Toby Jooste was die gaskunstenaar. Toby Jooste het baie mooi gesing. Kan nie so lieg op kamera. Hy het 'n paar van sy treffers gesing en opera. Opera treffers. Toby Jooste het baie mooi gesing vir ons, 'n bietjie opera. Ek dink hy sing opera. Hy was lekker entertainment en ons het 'n paar foto's met hom geneem. Jou show was amazing. Dit was baie oulike ouetjie.
Ja. By die funksie het ons toe die Josie Cats ontmoet. Die Josie Cats is flippin' awesome. Dit is Suid-Afrika se enigste gay rugbyspan. Dis die eerste keer wat ek 'n klomp buff mans so oor Queen scene aangegaan het. Vir hulle om daai stigma te breek, ek commend hulle daarop. Ons het ook by die funksie vir Eleanor ontmoet. Sy is die burgemeester van Nyasa. Jy lyk gorgeous in jou pink. Listen, ek moet nou nog baie outfits hierdie naweek voel so. Jy kan by ons kom leen by ons. Sy het ons gekomplimenteer oor ons hare, ons gemering. Maar jy mag ons nie outshine nie. Probeer, maar ek kan nie beloof nie hoor. Okay, ons gaan ons best probeer dan. Dit was my baie lekker om te doen. Skrik ek na my kloak. Yes, is my tit reg. Wat? My rattle tits. Kyk jy pink dirty bot. I'm not so much about matching, but okay. Ek het klaar tattoo. Dat one tattoo. Tot 1, tot 2, tot 3. Tot 3. Ons by die huis kom en sien dat die ape in die huis in was en alles opgeneem het. Dit was soos letterlik die cherry op die koek gewees. Wat the fuck gaan nie aan? Julle? Ag nee, dis Wie het breakfast op die vloer gemaak? alles wat hulle kon eet, het hulle geëet. Fucking geen maniere die goed nie, maar ja. Wie het 'n venster oopgelos? Dit's daai oop. Nee, daar's niks oop. Ek gaan nie 'n vingerpoint na enigiemand toe nie, maar ja. Jy skoen aan my sien. Ja, ek dink ek moet, Op nee. het 'n fees gehad en Dit fees is my fur net so. Waar's 'n venster? Ek het nie die venster oopgemaak nie. Ek het nie. Ek gaan net bo kyk. Pas op net die drolle. Daar was soos bolie oral. Riri? Dis was nie ek. Wou jy make-up gedoen het, liefde? Rara. Kyk die handmerke daarso. Riri? Obviously daar ingekom daarbo. Nee, dit was nie ek nie. Dit was jy. Okay, ek gaan 'n bietjie in die bed lê. Jy kan gaan skoon maak. Ag nee. Ek hoop regtig net was ek wat die venster oopgelos het nie. So een van die heel eerste dinge dat ek nou wakker word is, toe vind ek nou uit, ons gaan nou hierdie KSA Radio workshop wat gaan fisies werk en hamer op transgender awareness. Welcome, ladies and gentlemen, non-binary people, gender non-conforming, agender, and gender-neutral people. Anyone on the spectrum, you're all welcome. Ek was baie teleurgesteld in die turnout van mense. Ek dink daar was soos 15 mense as dit ooit so baie was. Almal moan, maar niemand kom om te kyk wat gedoen kan word nie. We're going to kick off with our very special guest who's joining us today. Funeka Soldat has been a lesbian activist from Cape Town who's been doing the most incredible work, not only in our community, but in South Africa in general. So I'd like to welcome Funeka. I started Free Gender. I think the reason that I found the organization, I think everybody was aware in 2006, a young lesbian in Kailicha, she was killed in my area. Sy kom praat oor hierdie girl wat 15 keer gestab is en net omdat sy lesbien is en dit is een uit soveel so baie gebeurtenisse reg oor die land met soveel mense wat dit daagliks gebeur. We are lesbians and this can't happen because you have to pay later. And when you pay, you have to pay harder because men have to prove that there's something wrong with you. So something have to be corrected. And then when they correct it very, very hard. Nou met terugstellende verkrachting, dit is 'n vieslike ding. Dit is soos letterlik mans wat
lesbiese vrouens verkrag om hulle reg te maak, want volgens hulle is hulle nie reg nie. En dit is 'n ding wat elke dag in die townships gebeur. Nie net in townships nie, maar reg rondom die land gebeur dit. En dit is so verkeerd en dit maak my woedend om te dink dat een mens dink hy die reg om vir 'n ander een te sê is nie reg nie of sy is nie reg nie en hulle moet verander en as hulle dit nie doen nie, doen hulle dit vir hulle. Dit is so verkeerd op soveel verskillende maniere, dit moet stop. Regtig, dit moet stop. Some of others will still have those scars, but we have to make sure that those scars don't let people to get away with things. Om te hoor wat die stories is, wat die van hulle wat daar was, wat dit gedeel het, was hartroerend. Dit raak mense om sulke goeters te hoor, om te hoor dat daar soveel haat en crime en alles nog steeds in die land is. Ons is so ver gevorderd in sekere dele van die land, maar tog so agter in ander dele. Dit maak mense actually kwaad. En ek het vir die eerste keer gevoel dat ons begin bietjie dieper praat oor topics wat in die gay gemeenskap behandel word. So ek het baie geleer hoe om LGBTIQ en plus te sien. Daar's soveel ander goeters meer in LGBTIQ plus. So dit gaan soveel verder. Daar is nog so baie wat gedoen moet word in die gay gemeenskap en redes waarvoor mense soos ons moet opstaan. Daar moet regtig aandag gegee word daaraan. Toe beweeg ons toe nou deur na Zanzibar toe waar die Queens of Wigstock show was. Die heel eerste show was. Ons hardloop 'n bietjie laat vir die show en tussendeur wonder ek hoe gaan dit met my dossers wat voorberei vir die Miss Mardi Gras kompetisie. Maar dit is in afval tyd vir hulle om hulle eie ding te doen want meer kan ek nie regtig vir hulle doen nie. Ek kan nog 'n bietjie last minute raad gee voor die kompetisie. Maar ja, dis tyd vir hulle om te spring en hulle ding te doen en te wys of ek my ding gedoen het. Maar nou moet ons eers show doen. So verskoon my. The Queens of Wigstock. Dit is my so lekker om my 3 fopdossers hier te hê om my te ondersteun by die shows en hopelik sal dit hulle ook bietjie help om voor te berei vir hulle eie performances. Ek was so excited want ek het nog nooit van daai queens gesien perform nie. Welcome to Wigstock 2017. What's the difference between Britney Spears and a Kit Kat? There's only 4 fingers in a Kit Kat. Betty Bangles doen 'n liedjie. My fopdossers sit in die eerste ry, gereed om te klap vir my. En daar is nou 'n trappie op die verhoog wat sy toe nou, ek dink sy bietjie misgis het met hoe hoog hy is. Trappies is gewoonlik dieselfde. So in my kop is dit trappie, maar dit is trappie trap. En Betty struikel net en sy gaan en sy gaan en sy gaan. Ek dink ek het gelyk soos 'n rugby speler wat 'n bal wil tackle en ek spring van die stage af. Die ou in die voorste ry gaan so want dis hierdie Godzilla wat op hom afspring. Maar ek moet vir jou sê, nie een keer het sy haar woorde gelos nie. Sy het aanhou sing, die lippe het beweeg. Dank Vader, ek het nie geval nie. En ek dink die mense het gedink dis deel van die show. Maak saak wat gebeur nie, die show moet aangaan.
As mense 'n fout maak, you must go on. I'm just standing right here, this nasty little step. My goodness, like... but that was a good save, I think. Steps later I come. Oh, dit was een van die moments van die Pink Glory fees, dink ek. And from myself, Miss Betty Bangles, and the rest of the cast of Wigstock, we'll see you tomorrow. So ons het toe nou opgedof en reggemaak vir die meet and greet aand. Hulle het gehad by die bar met die naam Zanzibar. Dit was die heel eerste keer wat Jakulani uitgegaan het in die publiek as die karakter. En net voordat ek wat toe opstap met die trappe te staan, Angelina is 'n klein bietjie uit die pad uit en sy wat nou voor my in die klub instap. Nee, ek het gehak in die trappe wat gate in het met sulke dun hakies. Sy lieg vir julle. Die party was lekker geweest, die mense was lekker. Elke liewe oomblik gelike en my make-up het baie mooi gevoel. En ek het baie mooi gevoel. Ons net 'n bietjie ashy, maar ek het mooi gevoel. Angelina was toe ook weer in haar. Ja, die sekeners was baie lekker geweest. Alhoewel ek weet nog ek klaar bietjie te veel gedrink het nie. Of wat nie, maar ja, dit was lekker geweest. So sy was 'n bietjie van 'n handvol daai aand geweest. Angelina het haar skoene uitgetrek in die klub. En sy is 'n meisie van 'n groter postuur, so ek verstaan dat 'n hakskoen seerder maak as myne, maar ek voel as jy in die karakter is, dan bly jy in die skoen. Aan die ander kant verstaan ek dalk, dis haar karakter, dis wie sy is. En sy's gemaklik daarmee om haar skoene uit te trek. Dis dalk net die girl wie sy is. Sy doen nie groot hare nie, ek doen groot hare. Sy doen nie skoene nie, ek doen skoene. Daar was 'n moment waar ons buite gestaan het en ek het vir Betty gesien en Olivia May, wat twee van die queens is wat ek al ken van standaard 9 af. En dit was so 'n moment vir my gewees om te besef hier staan ek as 'n karakter in my drag en hulle twee is daar. En ek dink nie een van hulle het ooit besef hoeveel hulle vir my beteken het nie. Dit was vir my amazing geweest om vir Victoria Styles en vir Jay Jones te sien. Wow. Mens kan uit mense maag uit lag val. Een aand wat ek nooit in my lewe sal oor hê nie, maar dit was 'n fantastiese aand en 'n lieflike begin vir Jakulani om uit te kom. My ma stuur Hoeka nou dag vir my, per ongeluk vir my 'n boodskap wat sy vir haar vriendin wou stuur. En die boodskap sê sy, ja, hulle is besig met 'n TV-show. Ek versprei dit nou nie land en sand nie, want dit is 'n gay show. Angelina, kyk hoe mooi is die bord. Jammer. Ons is aangekomen in de K van Goeie Hoop. Ja. Alles is prima. Alles prima? Alles is prima. Ik heb een klein beetje van een skuurbuiker gekregen. Maar Ray heeft vergeten om een calcevier aan te pakken. Calcevier aan te pakken? Au, au, au. Au, au. Kijk, ik heb niks in mijn handjes. Wang wang. Wang wang. Wang wang. Hallo. Ek sien baie uit. Ek sien ook baie uit die venster uit. Ja, ek heb een ontrui ook aanpas. Ja, ek het nie geweet ek kan julle so embarrasseer en wees wel ook nie waar. Dis nie jy nie. Om my dosser klink dosser. Maar anyway.